Die perfekte kuur as die Kaapse Suidooster 'n spiertier se kapsel versier, is 'n mobiele barbier. Somme net daar langs Bloubergstrand of waar ook al iemand langs die Weskus sy dienste verlang. Entrepreneur en barbier Benito Johannes bedryf 'n haarsalon op wiele. Ons het dit op die proef gaan stel. Terwyl sy pelle middag na skool, balskop of TV kyk, kyk Benito en Werner na die bedrywighede in die barbershop. Hierdie twee maatjies van Mamre aan die Weskus droom al sedert hulle 11 jaar oud is hoe hul eie vingers eendag 'n skêr deur hare sal laat gly. En deesdae bedryf Benito sy lugkasteel sommer hier op Bloubergstrand. Benito, waar het jou vreeslike belangstelling met hare sny begin? Wat ek baie jonger was, het ek en my vriend Werner, ons altyd na die barbershop toe gegaan en dan het ons so gekyk hoe hulle hare sny. So as ons uit die skool het gekom het, straight barbershop toe en so het ons maar gesteel met die oë en daar het dit begin, dink ek, vir my en vir hom. Van hy het af, het ons besluit, ons wil ook hare sny, ons wil ook barbers wees. Skaars 'n jaar later begin Benito sy heel eerste besigheid op die ouderdom van 12. Met net 2 melkkussies, 'n geleende handdoek en skeermasjien van sy ma, open die backyard barber in sy ouers se agterplaas. Nou, hoekom juis hare sny? In ons communities, as jou hare gesny is, dan voel jy kwaai, jy lyk kwaai en het gee jou meer confidence, want so ek het eintlik besluit, ek wil die mense om my se confidence boost deur 'n haircut. En toe van daar af toe skuif jy nou in jou ouers se agterplaas. Wat het hulle gedink af dit? Soos enige ouers hulle het eers geskeel aan my. Hier kan so baie mense kom en wat dan, maar ek het maar net my hak opgehou en aangegaan met die barberbesigheid. Toe begin ek agter my ma toe kom jy backyard barbershop is. En daarvan af het ons vorentoe geskuif na die garage wat ons opgeset het in 'n barbershop. Daar was baie klein kinders, dan sal ek hulle hare sny, sal ek altyd sê, moenie oor die mense sê ek het jou hare gesny nie van. Die result was nie te goed uit het nie, man. So ek wil nie nou nog die mense wil weet ek het hulle hare gesny nie. So het ons maar aangegaan. Maar aan die begin het julle toe al reeds geld begin vra vir julle besigheid. Aan die begin was dit maar eers so net, toe begin ons jou R5 te vra. Net om krag te betaal en producte te koop wat ons gaan gebruik vir die barbershop. Hoe het jy al die style onder die knie gekry? Soos ek altyd oor die mense sê, ons het almal net maar University of YouTube gebruik om, kan ek sê, ons skill te uplift en upskill. Maar nou, jy het eers met Werner saamgewerk, want julle twee kon die ding doen. Ek het actually eers alleen begin en dan die kliëntel het so baie opgetel dat ek nog hande moet keer toe. Vra ek nou vir hom, hy kan my hand gee, vat so maar hy man en so het ons maar net aangegaan. Werner, jy was van die begin af deel van die besigheid. Wat het jou so gefassineer van hare sny? Een ding wat vir my uitstaan, is net die transformasie. As jy sien na 'n haircut. Hulle vergeet soms hulle keppie wat hulle mee ingekom het. Hulle vergeet dit want hulle lyk cool en lyk beter. En wat dink jy van sy entrepreneurskap en sy drif om letterlik te gaan sê, ek gaan 'n kinderdroom waarheid maak en ek gaan 'n besigheid skep? Ja, Benito is baie driven. As hy sy mind op 'n ding gesit het, dan doen hy dit veral met die besigheid. In 2018 slaan Benito sy hand aan die Bump Patrol Master Barber kompetisie, een van die grootstes in die land. Hy laat die hare so waai dat hy derde eindig. Net daar besef hy het 'n wafferse talent en uiteindelik sorg dat almal kan spog met elke haar in sy plek. In Mei vanjaar stel Benito bekend die Backyard Barber Mobile. Benito, hier is nou jou barbier op wiele. En waar het jy die idee vandaan gekry? Die ding is, as jy 'n plek rent, moet jy nog altyd rent betaal. Maak nie saak of dit toemaak of dit besigheid maak nie, maar dis die tyd wat die barbershop toe in my kop gekom het. Nou, as jy kyk na die detail ook hierso, ek meen dit is hier die plankies en dis die perwerk en die skierwerk en daar's moeite gemaak. Ja, nog eens baie die ding van my is, as ek my mind op iets sit, ek kan nie slaap voordat dit klaar is. Nou, waar het julle die trailer gekry? Die trailer het ons letterlik van scratch af gebou. Ek het iemand gehad wat getrojaal dit en gebou het. Die binnekant het ons letterlik self gedoen, soos ek en Devlin en Werner en dan intussen tyd as ons gewerk het dan net, so sê maar ek is vry, dan skier ek vandag of ek
doen iets net dat die final product kan klaarkom. En dit het 'n rukkie gevat voordat jy 'n permit gekry het vir hierso. Het het my amper 'n jaar gevat voor ek 'n permit gekry het. Dus elke dag se bel e-mails, maar finally het dit toe gekom. So is daar 'n paar uitdagings wat jy hier het wat jy nou nie in die winkel het nie. Ons kragsupply soos in die batteries, het al baie batteries wat gegaan het. En dan ons het ook soos in water. So elke dag moet ons kanne water vol maak as ons water gaan gebruik. Maar ek dink hy is maar, kan ek sê, die minder van die probleme. Ons fokus op die bigger picture, man. So ons worry nog aan die problems nie. Wat het julle gedink die eerste keer toe Benita opgekom het met hierdie idee van 'n barbier op wiele? Ons het altyd gepraat van uitbreiding en hoe ons gaan expand, die besigheid gaan vergroot. Maar toe het hy net eendag opgekom, hy wil dit doen. Toe dink ek, ja, hoe gaan ons hy reg kry? Waar gaan ons die manpower kry? Waar gaan ons die resources kry? So meer ons begin werk het en beplan het alles realiteit geraak. En nou dat julle hier is en julle is oop vir besigheid, dit moet seker 'n goeie gevoel wees. Julle het so baie hier ingesit en dit werk. Ja, it's an amazing feeling vir die gedagte wat uitgesit was. So ons kry baie goeie komplimente en along the way kan mense nog altyd glo as dit self opbou nie. Dit was harde week, sacrifice, laat nag, vroeg môre. Maar op 'n dag het ons gesien die results en die staan so. En wat dink julle van hom as 'n barbier? Hy is altyd die een wat eerste navorsing gedoen het. En gesê ons moet dit doen, ons moet dat doen, want dit is nou die nuwe trend. Hy is altyd een stap voor vir die industrie. En dink julle ek moet sy kundigheid en sy vernuf op die proef stel? Ja. Ja. Okay, so dan kan Benita maar begin trim. Come on, you know just what to do. It's in your blood, now pump through. Come on, get with it, get it, everything you got. Ain't gonna stop till you begin. Unleash the beast that lives within you. Gotta give it everything you got to make the dream come true. Okay, nee maar baie dankie. Kyk, nou is dit nuwe beens, né? Kort en kragtig. Wat beteken hierdie Backyard Mobile Barbershop vir jou? Dit beteken vir my dat maak nie saak wat as jy jou kop en jou hart op iets sit, dit is achievable, jy kan dit reach. As jou drome jou nie bang maak nie, dan droom jy waarskynlik te klein. Een ding is seker, die vere maak hom maar vraggies voel, veral as Benita dit weet gehad het.